Hallo almal, baie welkom by sessie 10 van ons kursus die verweefdheid van die liefde. En ons kom nou by die laaste gestalte van die vrug van die Gees en dit is by selfbeheersing. Kom ons lees saam Galasiërs 5:22 en 23. Maar die vrug wat die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou, al hierdie verskillende gestaltes saam vorm saam die vrug van die Gees en ons het gesien, eintlik is die vrug van die Gees om liefde uit te leef. Maar selfbeheersing, die laaste een, dit laat my altyd dink aan 'n atleet as ek dink aan selfbeheersing. Daai absolute selfopoffering, die toewyding van atlete wat nodig is vir hulle om suksesvol te wees. Nou in 1 Korintiërs 9 vers 25 skryf Paulus die volgende. Hy sê al die deelnemers pas absolute selfdissipline toe. Hulle doen dit om 'n prys te wen wat heel gou vergaan. So as ons kyk na atlete, dan doen hulle al hierdie opofferings en harde werk vir 'n prys. Maar daai prys vergaan gou. En eintlik roep die woord van die Here ons op om met selfdissipline te leef, sodat ons die ewige prys kan hê. Nou as ons praat oor selfdissipline en selfbeheer, dan en atletiek, dan kan ons sê dat die Heilige Gees wil ons geestelike afrigter wees. Hy wil ons afrig om met die vrug van die Gees te leef, om met selfbeheersing te leef. Nou in Titus 2 vers 11 en 12 lees ons, die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te leef. So wanneer kan die Heilige Gees ons lei om met selfbeheersing te leef? Wanneer kan hy ons afrigter wees? Dit gebeur wanneer ons besef, daar's niks wat ons self by God kan verdien nie. Die redding en na die redding, die lewe as God se kind is genade. En wanneer ons onder hierdie genade staan, dan kan die Heilige Gees ons lewe begin beheers en kan hy ons lei om met selfbeheersing te leef. Nou, die betreffende selfbeheersing is daar baie groot probleem. Elke Christen het daai probleem. En vir ons om die grootste probleem te sien, is maar net vir elkeen van ons om in die spieël te gaan kyk. Want ek self is my eie grootste probleem. En die vrug van die Gees is in wese dat God ons karakter vorm en ons ingesteldheid vorm, sodat ons meer en meer soos die Here Jesus kan wees. Maar dit beteken ook dat ek myself konstant moet neerlê voor die Here, aan die eie ek moet sterf, sodat die Here Jesus deur my kan lewe. Nou betreffende selfbeheersing lees ons in Spreuke 25 vers 28, hier staan, 'n stad sonder 'n muur om hom te beskerm, so weerloos is 'n mens as hy nie selfbeheersing het nie. So die grootste probleem met selfbeheersing is ek self, en wanneer ek nie met selfbeheersing leef nie, is my lewe soos 'n stad wat 'n afgebreekte muur het, en dit is nie hoe ons wil leef nie. Nou as ek sê die grootste probleem met selfbeheersing is die persoon in die spieël, dan dink ek sal ons almal saamstem daarmee. Maar die moeilikste deel om te beheer van ons lewens is die beheersing van ons tong, die manier hoe ons praat, dit wat ons sê. Nou in Spreuke 18 vers 21 staan, die tong het mag oor dood en lewe. Hulle wat lief is om te praat, moet saamleef met die gevolge van hulle woorde. So wanneer ons die Heilige Gees vertrou dat hy ons sal lei, en dat ons sal lei om met selfbeheersing te leef, dan moet hy ons heel eers lei in die manier hoe ons praat. En ons moet besef dat die Heilige Gees moet ook ons tonge beheer
en dit wat ons sê beheer, dat ons woorde van geloof en woorde van lewe spreek. Nou as ons kyk na die selfbeheersing in die Bybel, dan sien ons dit begin by die eenvoudige daaglikse keuses, soos wat ons eet, wat ons drink, hoe laat ons gaan slaap, hoe vroeg ons opstaan, die eenvoudige dinge. Iemand het een keer gesê dat 'n mens se lewe is die somtotaal van die keuses wat daai persoon maak. En daarom moet ons weet dat selfs die kleinste keuses vir die Here belangrik is. Dat wanneer ons met selfbeheersing leef, ons moet besef die Heilige Gees moet ons lei in die klein keuses en dan sal dit later in die groot keuses ook makliker wees vir ons om te volg. Nou, om met selfbeheersing te leef, om met die vrug van die Gees te leef, is onmoontlik as ons nie elke dag by die Here begin nie. As ons nie 'n lewende verbinding met hom leef nie. En hy moet ons lei in die klein keuses wat ons self maak, om te besef ek self is die grootste probleem, ek moet aan myself sterf, om te besef hy moet my tong beheer. Maar ons moet ook besef dat om met selfbeheersing te leef, gaan eers oor die mense naaste aan ons eggenote, ons kinders, ons onmiddellike familie, ons geloofsfamilie en ook ons werksplek. En mag die Here vir ons elkeen so lei dat ons lewens van selfbeheersing sal leef. Dan is ons soos 'n atleet wat sy oog hou op die wenpaal. Ons lees daarvan in Hebreërs 12 vers 1 en 2. Ons hardloop die wedloop wat vir ons voorlê met volharding, die oog gefestig op Jesus. En wanneer ons dit doen, dan leef ons met selfbeheersing onder leiding van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, dit is so moeilik om met selfbeheersing te leef. Daarom vra ons dat U ons deur die krag van die Heilige Gees sal lei, sodat elkeen van ons die vrug van die Gees sal uitleef en met selfbeheersing leef. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.